met ons verootmoedigingsreeks en dis altyd 'n wonderlike geleentheid om so in die begin van die jaar mee besig te wees. En ons tema van die reeks dan in hierdie week wat ons vanoggend, vanaand, maandag aand, dinsdag aand en woensdag aand oor gaan praat is verootmoediging deur rentmeesterskap. Ons teks van die reeks wat ons gedurig daarna terug gaan verwys is Jakobus 4 vers 6 en 7 wat sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Met die klem op daai woorde in vers 7, onderwerp julle dan aan God. Maar ons begin vanoggend met ons skriflesing en dit is 1 Korintiërs 4. 1 Korintiërs 4 van vers 1 af. Kom ons lees die gedeelte 1 Korintiërs 4 van vers 1 af. Daar's 2 opskrifte, die een sê die dienaars van Christus en die bedienaars van die verborgenhede van God, en dan die ander opskrif daar in die middel is die hoogmoed van die Korintiërs, nederigheid en gesag van die apostels. Ons lees van vers 1 af, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie. Want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak. En dan sal elkeen lof van God ontvang. Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblaase sou wees teen 'n derde nie. Want wie trek jou voor? En wat het jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Alreeds is julle versadig, alreeds het julle ryk geword, sonder ons het julle geheers. Het julle tog maar geheers, sodat ons saam met julle kon heers. Want het lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel. Want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense. Ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle sterk. Julle is in aansien, maar ons in oneer. Tot op hierdie uur ly ons honger en dors, en ons is naak en word geslaan, en swerwe ons rond, en soeg ons deur met ons eie hande te werk. Word ons uitgeskel, ons seën. Word ons vervolg, ons verdra dit. Word ons belaster, ons troos. Soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe. Ek skryf hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Want al sou julle 10.000 tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie. Want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. Daarom het ek Timoteus, wat my geliefde en getroue seun in die Here is, na julle gestuur.
Hy sal julle herinner aan my handelwyse in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer. Maar sommige het opgeblaase geword, asof ek nie na julle sou kom nie. Tog sal ek gou na julle kom, as die Here wil. En dan sal ek te wete kom, nie die woorde van die wat opgeblaase is nie, maar hulle krag. Want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle kom, of met liefde en in die gees van sagmoedigheid? Ons lees dan net so ver vanoggend vanuit die woord van die Here. U kan net so bly sit, ons buig die hoofde, dan bid ek net eers vir ons saam as gemeente. Wonderlike Here, ons kom sê vanoggend weer vir u dankie. En elke sondagoggend, wanneer ons by mekaar kom, wanneer ons begin bid, dan begin ons altyd die gebed deur vir u dankie te sê. Here, want hoeveel het ons nie in ons lewens om voor dankbaar te wees nie. Here, dit wat ons het, ons gesinne, ons huise, ons alles wat ons het, die gemeente wat ons hier het, die natuur wat ons het om te geniet, ons gesondheid, soveel dinge wat ons vir u voorkom dankie sê. Veral op 'n Sondagoggend, Here, beweeg ons hier in saam met kinders van die Here en ons is dankbaar dat ons 'n plek van aanbidding het, 'n geestelike tuiste saam met ons geestelike familie, wat ons mekaar kan bystaan, wat ons mekaar kan opbeer, wat ons mekaar kan vermaan, Here. En so uiteindelik om u te verheerlik. Sê ons ook dankie vir die woord, Here, wat ons kan oopmaak, u God geïnspireerde woord, wat elke keer, Here, vir ons soveel wonderlike, kosbare lesse insluit, wat ons leer om meer en meer te leef, soos wat u van ons verwag. En ook in hierdie week, Here, waar ons praat oor verootmoediging, is dit ons harte, Here, as gemeente, om te sê, Here, u kom eerste in ons lewens. Ons is onderworpe aan u, ons gee oor aan u, u is in beheer, u is ons Heer en ons Meester. En bid ons ook, Here, dat dit wat u vir ons in hierdie week wil leer vanuit die woord, dat dit nie maar net 'n boodskap sal wees wat ons hoor en dit gaan verby nie, dat dit nie gesteel sal word nie, maar Here, dat ons dit in ons lewens sal toepas, dat ons daders van die woord sal wees, om weer eens te sê, ja, Here, ek sal doen wat u van ons vra. En ons bid so, Here, dat u in hierdie week ons in die besonder sal seën deur u woord. Ons bid ook so, Here, vir ons gebedslys, daardie name wat ons het, elke naam, Here, wat siek is, wat sukkel, wat gesondheidsprobleme het, ons bring hulle na u toe. Ook waar ons die name kom byvoeg in hierdie week, oom Johnny van der Merwe, en ook oom Konrad Kokroft, Here, dat u met hulle sal wees waar hulle sukkel met hulle gesondheid, dat u vir hulle sal bystaan, en dat hulle u genade sal ervaar. Here, so is daar ook mense wat se name nie op hierdie lys is nie, maar ons weet van hulle, ons weet waardeur hulle gaan, ons hoor daarvan en ons bid vir hulle, Here, wees met hulle, ondersteun hulle, laat hulle u rustigheid ervaar, en miskien die wat ons nie van weet nie, dat u hulle ook sal bystaan, Here, en so bid ons vir ons mense, ons bid vir ons gemeente, dat u die ondersteuningswerk sal doen. Ons dink so in daai vers in die Ou Testament, hoe u ons ondersteun met u reddende regterhand, hoe u met ons is, hoe u ons dra. En weet ons, Here, ons kan deur enigiets gaan, want u is met ons. Ons bid dan weer so vir hierdie week, Here, vir dit wat voor lê, hierdie verootmoedigingsreeks, dat u vir ons sal leer, sal bystaan, maar dat u ook vir ons getrou sal hou, Here. Dat u vir ons sal hou waar ons u woord kan hoor, naby aan die woord kan wees. Ons bid ook vir die damesvergadering na die tyd, Here, dat u met hulle sal wees. En ons weet, Here, sonder die dames gaan die gemeente nie kan funksioneer nie, Here, van die huishoudelike dinge tot die funksies wat hulle reël. Ons het hulle nodig, Here, en ons bid dat u vir hulle daar sal bystaan, en bid ons ook vir 'n bereidwilligheid, Here, nie om te sê, nee, Here, nie ek nie, iemand anders, maar om te doen wat u van hulle verwag, en bid ons, Here, dat hulle bereid sal wees om te doen wat u vra. Ons bid so vir hulle vergadering, Here, vir die wat hulle voorgaan, vir die lede wat verkies sal word, ons bid vir elkeen van hulle, Here, en ook so vir, nie net hulle nie, Here, maar elke funksie hier in ons gemeente, van die kerkraad af, regdeur tot die kinderbediening, Here, dat u sal bystaan. Ons begin nou ook al reeds bid, Here, vir daai gemeentevergadering, die 15de, Here, waar daar kerkraad verkies moet word, manne wat ons sê, hulle lewens staan uit, hulle lewe soos u wil hê hulle moet lewe, en ons plaas ons vertroue in hulle om hierdie gemeente te lei. Bid ons, Here, dat u dit op ons harte sal hê,
maar ook op hulle harte. Here, ons weet dit is 'n amp wat van U afkom en bid ons dat U so met hulle in hierdie tydjie sal wees en dat U hulle harte sal voorberei. Dit is 'n voortreffelike amp, sê die woord vir ons. Dit is 'n amp deur U ingestel. En so bid ons vir al hierdie funksies, ons bid vir dit wat gebeur, ons bring dit na U toe en so wil ons dit ook terugbring na vanoggend toe en net bid, Here. Wees met ons en help dat ons U teenwoordigheid sal ervaar, dat ons U woord duidelik sal hoor. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons teks van oordenking dan, vanoggend spesifiek, is 1 Korintiërs 4 vers 1 wat ons gelees het, wat sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En ek sal nou so 'n bietjie dieper in die vers ingaan, maar net eers die 2 gedagtes waarmee ons hierdie week besig is, en dit is verootmoediging in rentmeesterskap, en dan vanoggend spesifiek ons tema, wat is Bybelse rentmeesterskap? So die 2 woorde wat ons gaan hanteer, verootmoediging en rentmeesterskap, al 2 woorde wat min gebruik word, maar al 2 baie belangrikheid. Verootmoediging en rentmeesterskap. Maar ons gaan eers net hierdie 2 woorde apart hanteer, net om vinnig te sien, wat beteken dit en waarmee is ons besig. Verootmoediging. Nou ek onthou, laas jaar het ek verwys na professor Willie Jonker, en ek wil weer so vinnig na hom verwys, wat sê verootmoediging is onderworpenheid en nederigheid. Dis 'n oorgawe wat 'n mens aan die Here maak. En dan sê hy ook, dat 'n Christen is veronderstel om daagliks so te lewe. En as 'n Christen nie onderworpe in nederigheid aan die Here is nie, dan verstaan hulle geloof verkeerd. So ons fokus op hierdie tyd en daai woord onderworpe, verootmoedig voor die Here. Wat is dit? Dit is om die Here eerste te stel, om te sê, Here, U kom eerste en ek kom tweede. En dit tel natuurlik vir alles in ons lewe. So ons dink aan daai vers wat ons gelees het, ons vers van die reeks wat sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade, onderwerp julle dan aan God, onderwerp julle. En so wil ons dan as 'n gemeente op 'n punt kom waar ons met 'n eerlike hart sê, die Here kom eerste in my lewe. Die Here kom eerste in my werk, die Here kom eerste in my huwelik, die Here kom eerste in ouerskap. Die Here kom eerste in alle aspekte van my lewe, God kom eerste. En 'n gedagte wat baie nou by dit aansluit, is ons tweede woord vir die week, en dit is rentmeesterskap. Dit is waar ons vandag kom, en in ons teks van oordenking, en met ons tema, wat is Bybelse rentmeesterskap? Net om te begin weer by die woord. Mense neem baie keer aan, as ons sê rentmeesterskap, dan waaraan dink hulle eerste? Hulle dink aan geld, hulle dink aan finansies. En 'n mens verstaan dit, want nou ek het so vinnig gaan opsoek die Afrikaanse woord, en wat beteken dit en waar kom dit vandaan? En ek onthou op een plek het ek gelees, hulle sê, dis die verouderde vorm van tesourier. Maar rentmeesterskap in die Bybel gaan nie oor finansies nie. Dis 'n baie klein deel, maar ons gaan seker in hierdie hele reeks, sal ons miskien 10 minute oor finansies praat. Maar rentmeesterskap is nie finansies nie. Die Engelse woord wys dit in 'n mate vir ons, die Engelse woord is stewardship. So wat is dit dan? Wat is Bybelse rentmeesterskap? Nou Bybelse rentmeesterskap, die Griekse woord daarvan is oikonomos. Nou, of dit nou vir u interessant is of nie, ek gooi dit maar op en dan weet ons wat dit is. Oikonomos is die Griekse woord, en dis vir ons belangrik wat hierdie woord beteken, want dit sê vir ons, wat is Bybelse rentmeesterskap? Nou die woord kan 'n mens in 2 deel. Oikos beteken huis, die eerste gedeelte van die woord, en die tweede gedeelte nomos, wat nou net 'n verbuiging van nemo is om te bestuur. So die Griekse Bybelse woord vir rentmeesterskap is iemand wat aangestel, wat verantwoordelik is vir die bestuur van iemand se huis, of huishouding, of hulle plaas, of enigiets in daai rigting.
So dis wat Bybelse rentmeesterskap is, om aangestel te wees, om iemand anders se goed te bestuur. So in hierdie woord is daar 3 dinge wat uitstaan. Ons sien 3 goed in hierdie woord. Die eerste is, die mens bestuur iets wat aan hulle toevertrou is, of dit nou die huis is of die huishouding, of wat ook al dit is. Die tweede ding wat ons sien is, hierdie persoon moet dit bestuur, daar word iets daaraan gedoen, en die derde ding is, hulle is verantwoordelik daarvoor. Bedoelende, hulle gaan eendag verantwoording doen aan die eienaar. En dit bring ons in lyn met wat Bybelse rentmeesterskap is. En dis hoekom 1 Korintiërs 4 vers 1 ons teks van oordenking is, want daar staan die vers, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars, die Griekse woord vir rentmeesters, oikonomos, van die verborgenhede van God. So hierdie vers sê vir ons, 'n rentmeester is 'n dienaar van Christus, dis 'n kind van die Here. En daarom gaan ons praat oor Bybelse rentmeesterskap. Dis die doel in hierdie week. Nou ons doel elke jaar met die verootmoedigingsreeks is, om die jaar oorgegee aan die Here te begin. Om seker te maak ek is op die regte plek. As ons weer dink aan ons vers vir die reeks en dan professor Willie Jonker, ons teks van oordenking, en wat hy dit as definieer, in nederigheid onderwerp aan die Here. Dis waar ons wil begin. Dis hoe ons die jaar wil uitleef. En natuurlik saam met dit, word die effek daarvan ervaar. In ons teks van oordenking vir die gedeelte staande of vir die reeks staande, maar aan die nederig is, gee hy genade. 1 Petrus 5 vers 6, ook 'n bekende vers vir verootmoediging, sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. En so het ons dit ook gelees in 1 Korintiërs 4, wat sê, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel nie, voordat die Here kom, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte openbaar sal, dan sal elkeen lof van God ontvang. So dit sê vir ons, as iemand verootmoedig voor die Here, as hulle sê, Here, U kom eerste in my lewe, dan is daar 'n seën wat deur die Here ervaar word, daar is 'n beloning. So aan die een kant het ons, die Here verwag dit van ons, en dis 'n opdrag, maar aan die ander kant, hy seën ons ook daarvoor. Daar is 'n duidelike effek in ons lewens, wanneer ons verootmoedig. Saam met dit, die doel om seker te maak, ons weet wat rentmeesterskap is, Bybelse rentmeesterskap, en ons pas dit reg toe in ons lewens. Want om 'n goeie rentmeester te wees beteken, ek moet onderwerp aan die Here wees. Dit beteken, hy moet eerste kom, en dit wat hy vir my gee, moet ek bestuur soos wat hy wil, nie soos wat ek wil nie. So dis waar hierdie 2 woorde, verootmoediging en rentmeesterskap, so mooi in mekaar skakel. Ek kan nie 'n goeie rentmeester wees, as ek nie onderwerp is aan die Here. Want, soos ons vroeër gesien het, 'n rentmeester bestuur iemand anders se huishouding of besittings. Dink aan 'n plaasbestuurder. Baie keer en plaasbestuurders wat ek ken, bestuur die plaas ten volle. Hulle werk, hulle neem verantwoordelikheid, hulle bestuur die plaaswerkers, hulle bestuur die implemente, maar dit is nog steeds nie hulle sin nie, dit bly die plaaseienaar sin, en hulle moet dit bestuur, soos wat die plaaseienaar verwag. En so het die Here baie aan ons toevertrou, en ons gaan in hierdie week vanoggend kyk, wat is rentmeesterskap? Die res van die week gaan ons na verskillende dinge kyk, wat die Here aan ons toevertrou het, met die vraag, hoe bestuur ons dit? Is ons goeie rentmeesters? En dis waar ons wil uitkom. En dit begin by ons diens vanoggend, om eerstens te weet, wat is Bybelse rentmeesterskap? En dan gaan ons die res van die week kyk, waarmee het die Here ons toevertrou? R.C. Sproul vat hierdie proses en dan sê hy, dit is 'n careful examination of what God has given you, net om te fokus, te kyk, maar wat het die Here my mee geseën? En dan om dit te bring met daai 3 gedagtes van wat 'n rentmeester is. Dis iets
wat iemand bestuur wat aan hulle toevertrou is, met die fokus op wie is die persoon wat dit toevertrou. Die tweede ding het ek vir u gesê is, daar's iemand aangestel om dit te bestuur. Hoe moet dit bestuur word? En dan die derde ding, daar is 'n verantwoordelikheid. Met ander woorde, daar gaan verantwoording gedoen moet word vir hoe ek hierdie dinge bestuur. So met dit alles in gedagte, kom ons gaan kyk, wat is Bybelse rentmeesterskap? Waaruit bestaan dit? Wat behels dit? Hoe pas ek dit toe in my lewe? Dit begin met ons heel eerste gedagte, wat is Bybelse rentmeesterskap? En praat ons eerstens oor die een wat dit toevertrou. Ons hou by 1 Korintiërs 4 vers 1, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. 'n Goeie voorbeeld van rentmeesterskap het ek vir julle gesê, is iemand wat hulle landgoed of hulle huis laat bestuur. Die eienaar vertrou dit toe aan iemand. Maar dit behoort nog steeds aan die eienaar. Hy gee dit net oor om te bestuur. 'n Goeie Bybelse voorbeeld is Josef. Dink aan Josef, hy was mos 'n slaaf, verkoop deur sy broers weg na Egipte toe. En wat gebeur toe met hom? Hy beland in Potifar se huis en Potifar stel hom aan as rentmeester van sy huis. Ons lees in Genesis 39 vers 4 tot 6. Dink is bietjie klein op die bord, maar ek lees dit vir u. Het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien en hy het hom aangestel oor sy huis, hy het hom 'n rentmeester gemaak en alles wat in sy besit was aan hom oorgegee. En vandat hy hom aangestel het oor sy huis en alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Ja, die seën van die Here was by alles wat syne was, in die huis en op die veld. So weer die huis en die veld, alles is aan Josef oorgegee. Dan Genesis 39 vers 6, hierdie laaste vers op die bord, en hy het alles wat syne was aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie, as net van die brood wat hy geëet het. Met ander woorde, Potifar het vir Josef gesê, hier is alles, bestuur jy dit? Ek wil net kan instap in my brood eet, dis al. So Josef was die rentmeester van Potifar se huis. En wanneer ons kyk na Bybelse rentmeesterskap, dan sien ons dis wat met ons gebeur. Dis waarmee ons toevertrou is. Wie vertrou dit aan ons toe? Ons het in die vers gelees, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus. Soos Potifar die meester van Josef was en dit hom aangestel het, so sê die Nuwe Testament, kinders van die Here is dienaars van Christus, hy is die meester, hy stel aan. Kyk net weer na die vers. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars, daai woord oikonomos, rentmeesters, van die verborgenhede van God. Rentmeesters van dit wat aan God behoort. Ons sien dit ook baie duidelik in die gelykenis van die talente. Ons ken die gelykenis, ek gaan hom nie nou lees nie. Die man gaan op reis en hy gee talente oor aan sy dienaars. Dit wat syne was, vertrou hy aan hulle toe, sodat hulle uiteindelik goeie getroue diensknegte kon wees. Hy gee sy eiendom aan hulle om goed te bestuur. En nou ken ons die res van die verhaal. En so is die Here Jesus, wat die meester is, vertrou aan sy kinders toe. Nou so in die loop van die week het ek vir u gesê, gaan ons gesels oor wat vertrou hy alles in ons toe, verskillende dinge hanteer, maar vanoggend die besef, die Here Jesus is ons Here en die Meester, ons is sy diensknegte, hy is die een wat aan ons toevertrou. Ons ken Jakobus 1 vers 17, elke goeie gif, of die ander woord geskenk, en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skadu van omkering is nie. Hy sê alles wat ons het, wat goed is in ons lewens, kom van die Here af. Ons dink baie keer dit wat ons het, ons werk, ons huis, ons gesin, alles wat ons het is op ons, of deur ons eie toedoen. Maar dan kom sê die woord vir ons, dit is nie.
Hy het dit aan ons toevertrou. Deuteronomium 8 vers 17 en 18 sê vir ons, en jy in jou hart dink, my krag en my sterkte van my hand het hierdie rykdom verwerwe. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is, wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. So hy sê hierdie vers, alles wat 'n mens het, is van die Here af. En wanneer ons daai feit besef, en ons aanvaar dit, dan verander dit al klaar ons gedagtes. Dan besef ons, maar ons is rentmeesters, of ons nou wil wees, of nie wil wees nie, of hoe ook al dit sê, ons is rentmeesters. Want die Here is die eienaar, en hy het vir ons dinge in ons lewens gegee, toevertrou, om te bestuur, tot sy verheerliking. Dink vir aan die plaasbestuurder en die plaaseienaar. Die plaasbestuurder kan net bestuur, dit wat die plaaseienaar se vooruitgang is, of wat vir hom help, of wat hy graag wil hê. Ons moet dit wat die Here vir ons gegee het, bestuur soos wat hy wil. Onderworpe aan hom, daar kom die verootmoediging weer. Hy het dit aan ons toevertrou, ons is rentmeesters van Christus. So dis die eerste ding wat ons moet weet, dit wat ons het is van hom af. En die tweede ding wat ons moet weet, en wat is Bybelse rentmeesterskap is, aangestel om dit te bestuur. 1 Korintiërs 4, net die tweede vers wat sê, en verder word van die bedienaars vereis, en dis 'n sterk woord daai, vereis, dat hulle getrou bevind moet word. Nou iets wat ons moet verstaan van 1 Korintiërs, veral hoofstuk 1 tot 5, is die feit dat dit teregwysend is, en ons het daai hele 1 Korintiërs 4 gelees, ons het gelees hoe Paulus die Korintiërs vermaan, en hoe moet hy met hulle praat, so hy het in 1 Korintiërs vir hulle kom wys, hulle manier wat hulle dit doen, hulle manier wat hulle leef is verkeerd. Hy vermaan hulle, hy wys reg. En hy sê vir hulle, dit is hoe rentmeesterskap moet lyk. Hy sê vir hulle, julle is bedienaars, daai woord oikonomos, rentmeesters, en julle moet getrou aan die Here wees. Hy laat nooit spasie en sê, julle kan as julle wil, of dink daaroor nie. Hy sê, dit word vereis, dit moet. En dan gaan hy aan en hy vermaan hulle in vers 17 gebruik hy die voorbeeld van Timoteus. Hy sê, die getroue seun in die Here. Die uitstaande attribuut van 'n rentmeester, of dit wat daar moet wees, is getrouheid aan hulle meester. Getrouheid. Gehoorsaam aan hom, doen wat hy van hulle verwag. Kyk maar na die gelykenis van die twee diensknegte in Matteus 24 vers 45. Nou ek gaan dit lees, u kan saam my blaai as u wil, maar u hoef nie. Maar ek gaan so vinnig daarna toe blaai, dan lees ek dit net vir ons. Matteus 24 vers 45 tot 51. Die opskrif daar is die gelykenis van die twee diensknegte. Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg, vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het, om op hulle hul voedsel op hulle tyd te gee. So ons kry dadelik die woord aangestel het. So rentmeester, gelukkig is daar die dienskneg vir wie sy Heer, as hy kom, op hierdie manier besig vind. So hy is getrou, hy doen wat sy meester van hom verwag. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. So daar's groter seëning. Maar as daar die slegte dienskneg in sy hart sê, my Heer tel hom om te kom, en hy sy medediensknegte begin slaan, en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die dienskneg kom, op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinstes maak. Daar sal geween wees en geknars van tande. So in hierdie gelykenis, wat sien ons raak? Die Here het aangestel, en 'n mens moet bestuur om die meester te verheerlik, en 'n mens moet getrou wees aan hom. Nie getrou aan jouself of aan ander mense nie, getrou aan hom. Nou net 'n laaste punt wat ek hier kan uitlig, is die gesindheid waarmee 'n mens te doen is ook belangrik. Wanneer 'n mens iets vir die meester doen, wanneer iemand getrou aan die Here is, met watter gesindheid doen 'n mens dit?
Kolossense 3 vers 23 en 24, dit sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sou ontvang, want julle dien die Here Jesus Christus. So rentmeesters werk ook met die regte gesindheid. Nou wat kan ons hieruit vat? Die feit dat 'n rentmeester aangestel is om iets te bestuur. Wat is vir ons belangrik daaruit? Vir ons is dit belangrik om te weet, kinders van die Here is rentmeesters van Christus. En ons kan dit op een van twee maniere bestuur. Ons het 'n keuse. Ons kan dit goed en getrou bestuur, soos wat die Here vereis, soos wat 1 Korintiërs 4 vers 2 vir ons sê, of ons kan dit bestuur tot ons eie bestwil, tot ons eie vooruitgang, en dan dink ons in die gelykenis van die twee diensknegte. Een het getrou gebly, die ander het na homself begin omsien. So die vraag is, wat doen ons? Die Here het aan ons toevertrou. Ons moet dit weet. Ons gesondheid, ons werk, ons gesin, ons talente, alles wat ons het ons van die Here ontvang. Ons is rentmeesters daarvan. Hoe bestuur ons dit? Wat doen ons daarmee? Bestuur ek dit getrou aan die Here om hom te verheerlik, of bestuur ek dit vir myself? Want wat gebeur gewoonlik? Ons het alles van die Here ontvang, maar baie keer bestuur ons dit vir onsself. Vir ons geluk, vir ons bestwil, om onsself vooruit te laat gaan. 'n eenvoudige voorbeeld. Ons tyd, ons sal nog 'n bietjie daaroor praat, maar ons tyd is deel van die dinge wat die Here aan ons toevertrou. Die Here sê vir ons, hier is vir jou 24 uur in 'n dag. Okay, minus min of meer 7 ure wat ons slaap, minus klaarmaak tyd, etenstyd, al daai goed. Kom ons sê ons het 14 ure op 'n dag oor, wat ons moet bestuur, met die verskillende goed, natuurlik kinders en werk en al hierdie goed waarmee ons besig is. Nou moet ons hierdie ure bestuur, dis 98 ure 'n week. 14 het min geklink, maar dit raak nou meer. Maar wanneer dinge besig raak, wanneer daai 98 ure begin vol raak, waar begin ek sny? Die uur of 2 'n week, wat ek aan die Here toewy. Die uur of 2 of 3 of 4, kom ons maak dit 4 ure uit 98 ure uit, wat ek spandeer aan die Here, aan die gemeente, aan verskillende dinge wat die Here van my verwag. Waar begin ek sny? En dan vra ek die vraag, is ek 'n goeie rentmeester van die 98 uur, wat die Here my 'n week gee, as ek vir die Here sê nee? 1 of 2 ure is te veel vir my. Dis 'n toets, en ons kan dit doen met enigiets wat die Here in ons toevertrou het, kan ons toets en sê die Here gee dit, wat doen ons daarmee? En saam met dit 'n mensegesindheid, nou gaan nie veel daaroor uitbrei nie, ek het dit vroeër aangeraak, maar ons gesindheid is ook belangrik. Die Here sien die hart raak, hy sien die hart waarmee ons dien. Maar die uitstaande attribuut van 'n goeie rentmeester is getrouheid. Ek wil net die vers herhaal, ek wonder of ek hom weer op die bord gesit het. Ek seker ek het. En verder word van die bedienaars, daarso sy oikonomos of rentmeesters, verder word van die rentmeesters vereis dat hulle getrou bevind mag word. Ons is rentmeesters, maar is ons getrou? En dis waar die verootmoediging inkom. Dit sal van my vat dat ek sê, Here, U kom eerste. Dat ek sal sê, ja Here, ek sal getrou aan U wees. Dit wat U my mee toevertrou het, wat ook al dit is, ons kan al die goed opnoem, ek sal getrou daarmee wees. Dis verootmoediging. Dis 'n ernstige onderwerping om te sê, ja Here. Maar dan uiteindelik, ons laaste punt vanoggend, wat is Bybelse rentmeesterskap? Daar sal verantwoording wees. 1 Korintiërs 4 vers 3 en 4, en hy verduidelik dit eintlik nog so 'n bietjie verder, maar gaan net die 2 verse lees, maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, wat ook belangrik is, want ons vat dit baie keer nogal lig op onsself. Ek beoordeel myself nie eers nie, want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel, is die Here.
So Paulus vermaan nou hierdie gemeente, hy kom wys vir hulle moet getroue rentmeesters wees, en dan sê hy vir hulle, hier is 'n rede hoekom julle getroue rentmeesters moet wees. Dan gebruik hy die voorbeeld van die menslike regsbank van 'n hof. Hy sê dit pla min wat mense van hom dink, dit pla min of hy voor 'n hof sal staan. Hy beoordeel homself nie eers nie. Die Here sal hom beoordeel. So wat sê Paulus vir hulle? Hy sê vir hulle moet goeie rentmeesters wees, want hulle sal verantwoording daarvoor doen. Hulle gaan beoordeel word. Dink vir 'n oomblik terug aan die gelykenis van die 2 diensknegte. Ek het daar vir julle vers 50 gelees, Matteus 24 vers 50. Dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. In daai gelykenis staan daar, die meester kom terug, en die rentmeester moet verantwoording doen. Wat het jy gedoen met dit wat ek aan jou toevertrou het? Nou, hoekom het die slegte diensknegt opgetree soos hy het? Hoekom het hy die ander diensknegte begin slaan en saam met dronkaards sy tyd gaan spandeer? Hoekom? Daar staan, want hy het gesê, my meester tal hom om te kom. Hy het gedink, my meester kom nie terug nie. Hy het gedink, ek gaan nie verantwoording doen nie, ek kan doen wat ek wil. En kyk wat gebeur op die einde. Die meester het teruggekom en hy moes verantwoording doen. So dis belangrik dat kinders van die Here besef, ons gaan verantwoording doen. Nie aan 'n mens nie, nie aan 'n menslike regbank nie, as ek nou Paulus se woorde kan gebruik, nie aan onsself nie, maar ons gaan verantwoording aan die Here doen. Paulus skryf ook aan die Romeine, hy skryf aan kinders van die Here, wat ons nou weet rentmeesters is, en hy sê in Romeine 14 vers 12, sê hy, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. En kyk hoe duidelik om maak dit weer. Nie vir 'n ander een nie vir iemand anders nie vir my vrou of vir my kinders, of hy sê, elkeen gaan vir homself aan God rekenskap gee. Daar sal verantwoording gedoen word. En dit is 'n rede hoekom ons getroue rentmeesters moet wees. En ek sê dis 'n rede, want daar is nog redes. Ek dink die grootste rede is dankbaarheid. Kyk wat het die Here vir my gegee, kyk wat het hy aan my toevertrou, kyk waarmee die Here my geseën, wat doen ek vir hom? So dankbaarheid is ook 'n rede, maar verantwoording is 'n groot rede wat Paulus kom gee. Hy sê die Here het aan ons baie toevertrou, ons kan maar deur alles in ons lewens gaan. Ons kan gaan kyk, hoe loop ons week en wat gee die Here alles vir my? Van besittings tot gesondheid, tot ons kan deur die hele lys gaan en vra, hoe verwag die Here moet ek dit bestuur? Hoe kan ek die Here verheerlik met dit wat ek het? Nou, iemand het een keer vir my gesê, en dit het my nogal getref, het jy al ooit die Here verheerlik met jou huis? Het jy al ooit 'n sendeling ingenooi en iets vir hulle beteken? Het jy al ooit jou huis enigstens gebruik om iets vir die Here te beteken? En so kan ons deur die lys gaan met my kar en my werk en my, het ek dit al ooit gebruik om iets vir die Here te beteken? Want, en ek kom terug na dit, ons gaan eendag verantwoording doen. 2 Korintiërs 5, vers 9. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. So hy sê, ek lê my ywerig toe, ek doen moeite, ek werk daarvoor, om hom welbehaaglik te wees. Hoekom? Vers 10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. So kyk wat uitstaan. Ywerig staan uit. Ywerig doen. Ywerig iets vir die Here beteken om hom te verheerlik. Hoekom? Want ons gaan voor hom staan. Ons wonder nie daaroor nie, ons gaan, en ons gaan beoordeel word. Ons gaan verantwoording doen. Nou, iets prakties, wat baie keer dit van ons steel, wat dit by ons wegneem, is vergelyking. Want hoe maklik is dit, om na die mense rondom ons te kyk, en ons te vergelyk met iemand anders. Ek doen genoeg, ek is aanvaarbaar. Hoekom? Ek gaan daarom kerk toe, daar's mense wat nie eens kerk toe gaan nie. Ek lees daarom nou en dan Bybel, daar's mense wat nie eens Bybel lees nie. Nou kan ons dit nog, wil amper sê, nog meer maak. Ons kan sê, ek gaan daarom oggenddienste, aanddienste en bidure toe. Daar's mense wat net oggenddienste toe gaan.
Die vraag is nie, wat dink 'n mens van my nie? Die vraag is nie, hoe beoordeel ek myself nie? Die vraag is, wat sê die Here? Hy is die een wat aan my toevertrou het, hy is die een wat alles wat ek het vir my gegee het, en ek gaan eendag voor hom staan, en verantwoording daarvoor doen. Hy gaan vir my sê, mooi so goeie getroue diensknegt, of hy gaan vir my sê, kyk wat het ek vir jou gegee, jy was ontrou gewees. Ons gaan verantwoording doen, en daarom brei Paulus hieroor uit, en hy maak dit 'n ernstige saak. Ons gaan eendag voor die Here staan, as kinders van die Here, as rentmeesters van Christus, en verantwoording doen, en dit is 'n baie ernstige saak. Ek dink dis 'n saak wat ons kan gaan sit en vir onsself sê, maar wat gaan ek vir die Here sê? Wat gaan hy van my vra? Kyk wat het die Here vir my gegee, hoe gaan ek verantwoording doen? En ons moet dit nie doen om onsself te laat skuldig voel nie, ons moet dit doen om te verander. Ons moet dit doen om goeie rentmeesters te wees, wat getrou is in ons meester. Ons gaan verantwoording doen, en daarmee sluit ek af. As rentmeesters, het die Here baie aan ons toevertrou. As ons gaan kyk na ons lewens, alles wat ons het, kom van die Here af. Hy verwag dat ons dit getrou sal bestuur, om hom op die einde van die dag te verheerlik. En saam met dit, doen ons dit, want ons gaan eendag verantwoording gee, ons gaan eendag voor die Here staan en rekenskap moet gee. En dit is 'n intense boodskap, dis ernstig, ek weet dit. Dit is nie iets wat enige een van ons perfek of reg doen nie. Maar die tyd is nie verby nie. Die meester het nog nie gekom nie. Ons het nog tyd. Ons het tyd om reg te maak, ons het tyd om goeie rentmeesters te wees. Al wat dit vat, is 'n kopskuif. Al wat dit vat is om te sê, Here, ek het alles van U af. U het my hiermee toevertrou. Hoe kan ek U verheerlik? Hoe kan ek aan U getrou wees met, en dan noem ons al daai dinge wat ek so deurgangs genoem het, my gesondheid, my huwelik, my lewe, my kinders, my huis, my alles, ons kan die goed opnoem en sê, hoe kan ek getrou aan U wees met dit wat U vir my gegee het? Dit begin by klein dingetjies, klein besluite wat ek maak om te sê, Here, maar ek is oorgegee aan U, ek bestuur dit soos wat U van my verwag, en dit sal uiteindelik groter en groter word, en die groter dinge sal volg, tot ek 'n goeie getroue rentmeester is. Maar dit begin by 'n besluit, om te sê, Here, ek is oorgegee aan U. U kom eerste, want ek wil 'n goeie rentmeester wees. Getrou aan my meester, en wanneer ek eendag voor hom staan, dat ek daai woorde kan hoor, mooi so, goeie getroue diensknegt, jy was getrou. Daarom, ons weet nou wat 'n Bybelse rentmeester is. Al wat ons nou moet doen is dit uitleef. Daders van die woord wees. Seker maak ons is goeie getroue rentmeesters. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons staan voor U en miskien is dit met 'n blye hart om te sê, maar ek is 'n goeie rentmeester. Miskien is dit vanoggend met skuld en skaamte om te sê, Here, maar kyk wat het U vir my gegee en ek is nie getrou nie. Maar Here, U kom vanoggend na ons toe met 'n boodskap en ek dink so aan daai woorde in Jesaja wat sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Sê die Here, dis asof U vanoggend vir ons kom sê, kom nou. Jy het die kans, jy kan 'n goeie rentmeester wees, jy kan getrou wees, ek kan jou eendag beloon. Maar dan moet jy die besluit neem. En ons bid, Here, dat ons dit sal doen. Ons bid dat hierdie boodskap by ons sal bly. Ons bid dat ons daders van die woord sal wees. Ons bid dat ons goeie rentmeesters sal wees. En nie net vir 'n dag of vir 'n week of vir 'n maand nie, maar dat dit 'n lewenswyse sal word wat ons getrou leef aan U. En ons sê dankie, Here, vir die woord wat duidelik en reguit na ons toe kom. En ons sê dankie, Here, vir die geleentheid om die woord uit te leef. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. U kan saam met my staan, ons sing is na die diens, en so ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, ons Verlosser, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees word aan U geskenk, en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen.